Welkom, kom ons spring dadelik weg met vandag se ontdekkingstog. Vandag gaan ons kyk na die 10 gebooie. Maar wag, hoor gou hier. Moenie dink dis net 'n vervelige lys van dinge wat jy nie mag doen nie. Glad nie. Ons gaan vandag sien dat dit eintlik die heel beste handleiding is vir die grootste, lekkerste speletjie ooit, die lewe self. Stel jouself gou dit voor. Wat gebeur as jy jou absolute gunsteling speletjie saam met jou vriende speel, maar almal kroek? Almal maak sommer net hulle eie reëls op, presies soos hulle wil. Dit sal ons in totale chaos en trane eindig, of hoe? Ek meen, niemand wil tog so 'n speletjie speel nie. Nommer 1. Hoekom ons reëls nodig het. Sê nou maar jy besluit om lemoensap in 'n kar se petroltank te gooi. Wat gaan gebeur? Daai kar gaan definitief breek. En hoekom? Want dis glad nie hoe die ontwerper die kar gemaak het nie. Die ontwerper sê mos 'n kar soek petrol, nie lemoensap nie. Nou op presies dieselfde manier is God ons ontwerper. As ons teen God se reëls gaan, breek ons eintlik ons eie lewensmasjien, want ons werk teen die manier hoe ons spesiaal gemaak is. Nommer 2. Die ontwerper se handleiding. God praat altyd die waarheid. Hy is 'n God van waarheid en daarom sê hy vir ons om nooit te jok nie. Jy wonder dalk hoekom? Wel, om te jok breek mense vertroue. En as daar nie vertroue is nie, val alles tussen ons gesinne en ons vriende uitmekaar, letterlik soos 'n stukkende speelding. Sien jy, hierdie reëls is eintlik daar om ons veilig te hou. Nommer 3. Hoe die reëls en mekaar skakel. Dis super interessant hoe hierdie reëls in 2 verskillende rigtings werk. Die eerste 4 reëls is vertikaal. Dit beteken hulle wys boontoe, nou hoe ons God moet lief hê. Die ander 6 reëls is horisontaal. Hulle wys sywaarts, nou hoe ons die mense reg rondom ons, soos ons maats en familie, moet lief hê. So dit dek letterlik alles in ons lewe. Maar hier is die ding. Die reëls stek nie net watter kant toe ons kyk nie. Dit dek ons buitekant en ons binnekant. Dit gaan oor ons aksies aan die buitekant en ons gevoelens heel binne in ons hart. Byvoorbeeld, dit wys vir ons dat as ons regtig tevrede en gelukkig is in ons harte met wat ons reeds het, dan sal ons mos nie met ons hande wil steel wat aan iemand anders behoort nie. Jou hart en hoe jy optree is altyd aan mekaar gekoppel. Nommer 4. Oeps, ons breekpunt. Kyk, God se spelletjie vereis 'n volmaakte skoon 100% telling. Hoekom? Want hy is perfek. Maar kom ons wees nou maar heeltemal eerlik met mekaar. Ons almal maak foute. Ons almal faal. Ons telling is eintlik baie laag omdat ons kort die reëls breek. So, as ons faal, wat doen ons dan? Wel, as ons net besluit om die reëls heeltemal weg te gooi en sonder hulle te lewe, dan word die wêreld vinnig 'n selfsugtige, deurmekaar gemors. Maar aan die ander kant, as ons skynheilig is, wat beteken ons maak asof ons perfek is en ons gee voor dat ons nooit reëls breek nie, dan word ons dalk hoogmoedig en lelik teenoor ander mense. Dis 'n feit. Albei hierdie paaie lei reguit na 'n baie slegte plek toe. Nommer 5. Die perfekte kampioen. Net voor ons oor ons kampioen gesels, kom ons kyk gou na hierdie woord, vrees. In die Bybel sê dit ons moet God vrees. Maar wag, dit beteken nie God wil hê ons moet sy reëls volg omdat ons doodbang vir hom is, soos vir 'n monster in die kas nie. Nee, dit beteken ons volg dit uit absolute verwondering en ontzag. Dink gou aan hoe dit voel as jy na 'n massiewe, brullende waterval kyk. Of sê nou jy ontmoet jou absolute gunsteling superheld. Daai groot sjoe gevoel, dis presies hoe ons na God moet kyk. Sien, die kampioen, Jesus, het ons straf op homself geneem. Toe hy aan die kruis was, het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy was heeltemal alleen gelaat. Hoekom? Sodat ek en jy nooit ooit deur God alleen gelaat sal hoef te word nie. Hy het daardie ongelooflik moeilike pad net vir ons gestap. En raai net wat gebeur as gevolg daarvan. Die kampioen vat sy perfekte A+, 100% wentelling en hy gee dit net so vir ons. Kan jy dit glo? Ons kry die wenprys, al het ons self nie regtig al die punte aangeteken nie. Ek meen, hoe ongelooflik is dit? Nommer 6. Leef uit liefde. God soek glad nie 'n klomp robotte wat net blitsig en sonder dink 'n klomp reëls volg nie. Hy wil nie net sommer enige God daar verbo in die wolke wees nie. Weet jy wat? Hy wil jou God wees. Hy soek 'n ware, persoonlike en liefdevolle verhouding met jou, waar julle mekaar regtig goed ken. So, hier is nou die heel belangrikste ding. Ons rede vir hoekom ons reg wil doen, draai nou heeltemal om. Dit is nie meer, ek moet asseblief tog net die reëls volg sodat God my sal lief hê nie. Nee, glad nie, dit werk so. Stap 1, ons maak foute en breek die reëls.
Stap 2, die kampioen tree in, red ons en gee ons sommer sy perfekte telling. En dan stap 3, omdat ons so bly is, gehoorsaam ons nou die handleiding uit ware vreugde en vryheid. Ons doen dit net om vir hom dankie te sê. Ons volg nou die reëls bloot omdat ons hom so verskriklik liefhet. Dit bring ons toe by die einde van ons ontdekkingstog vandag. Ek wil jou gou met hierdie een groot vraag los. Nadat jy heeltemal seker is dat die kampioen reeds die 100% oorwinning vir jou gewen het, hoe gaan dit verander hoe jy die spelletjie van die lewe speel? Gaan jy uit absolute vreugde begin lewe? En hoe gaan hierdie goeie nuus verander hoe jy vandag met jou maats by die skool en jou gesin by die huis praat? Gaan dink so 'n bietjie daaroor. Baie dankie dat jy dit vandag saam met my kom leer het. Sien julle weer.